ons lees Johannes 6, ons behandel dit net bietjie dieper as wat ons gedoen het. Ons het dit so bietjie afgeskeep. Kom ons doen dit net weer. Die vermeerdering van die brode. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is Tiberius, gegaan. En die groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. En toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat dit 'n groot menigte is wat na hom kom, sê hy vir Filippus: "Waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?" Kan jy nou vir een oomblik dink, Jesus het nie vir hom hy het dit as prins vir hom gevra, want hy wil kyk na sy geloof. Hy het klaar geweet wat hy gaan doen. Hy het geweet wat gaan gebeur. Jesus het vir hom gevra om sy geloof te toets. Hoeveel keer word ons geloof getoets in die lewe? En dan antwoord ons dalk soos hulle. Maar hy het gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom: "Brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle nie, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom: "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Dit gaan nie genoeg wees nie." En Jesus sê: "Laat die mense gaan sit." En daar was baie gras op die plek. En die manne het gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan sy disippels en die disippels aan die wat daar sit, en ook die visie soveel as wat hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle maak toe bymekaar, het 12 mandjies gevul in brokstukke en 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. En toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." En toe Jesus merk dat hulle hom wou met geweld neem en koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. Kom ons lees Deuteronomium 1 vers 11. Nou Deuteronomium 1 vers 11 gaan ek vir jou verduidelik hoekom ek terugkom na Deuteronomium 1 vers 11. Hou in gedagte die 5 brode wat 5000 mense gevoed het. En dit het nog oorgebly. Deuteronomium 1 vers 11 sê: "Mag die Here, die God van julle vaders, by julle byvoeg 1000 maal soveel as wat julle is, en julle seën soos wat hy julle beloof het, 1000 maal. 5 brode, 5000 mense. Hier praat hy ook van 1000 maal. Die Here wil ons seën en hy wil sy seën oor ons uitspreek. 1000 maal. Moenie ooit in jou lewe jou offer en jou offergawe, dit wat jy het, ligtelik opneem nie. Ek wil hê wanneer jy weer 'n offergawe of iets vir die Here gee, bring dit in erkenning voor die Here en sê vir hom: "Here, ek bring hierdie soos die 5 broodjies wat Jesus geseën het, bring ek voor u en mag u dit seën soos wat u skrif sê en u woord sê 1000 maal. Seën dit en sê dit moet multiply." Dit is wat geloof is om dit wat jy nie kan sien nie in werklikheid in te spreek. Want die Vader het vir ons gesê ons moet geloof hê in hom sodat hy vir ons wonderwerke kan doen. As jy nie gaan geloof hê nie, kan hy nie wonderwerke vir jou doen nie. Kom ons lees verder, wat het gebeur? Jesus loop op die see. In vers 16 sê hy: "En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle in die skei geklim het, het die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig omdat dit 'n sterk wind gewaai het, en toe hulle omtrent 3 en 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom, en hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle: "Dit is ek, moenie vrees nie." Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelik het die skei by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Ek
wil vir jou sê, een ding vandag in jou lewe, weet verseker dat wanneer jy deur moeilike tye gaan, dat Jesus naby jou is. En dat jy Jesus moet aanroep, dat hy daar is vir jou. En daar is net nog 'n deel van 'n wonderwerk waar Jesus gekom het, en waar hy, ek kan amper sê, dis net nog 'n wonderwerk waar hy op die see loop, en hy weet sy disippels gaan deur 'n moeilike tyd, en hy weet die storm is op die see, en hier is hy by hulle. Jesus is altyd naby jou. Partykeer in die storms sien ons partykeer niks raak nie, en ons besef nie dat Jesus naby ons is nie. So in die storms roep Jesus net aan, hy is naby jou. Sien dit as 'n visuele beeld, dat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, in jou storm, Jesus is naby jou. Kom ons lees Johannes 6 vers 22. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen skei was nie. Hier is dit maar net verder waar Jesus vir hulle gaan verduidelik dat hy die brood van die lewe is. Ek gaan 'n gedeelte vir ons skiep hierso. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en in u glo. Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, so het geskrywe is, hy het die brood wat uit die hemel is aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar die Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Jesus bevestig hier vir ons dat hy die brood van die lewe is, en dis waar die nagmaal inkom. Wanneer ons nagmaal gebruik, dan is dit die brood van die lewe wat ons gebruik. Ons gebruik nie net nagmaal nie, ons gebruik dit omdat dit die brood van die lewe is. Dit is Jesus se liggaam wat ons ter nagedagtenis gebruik. Want ek het uit die vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Vers 39, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy aan my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag, dit is ek en jy. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daar's baie duidelik dat ons die ewige lewe saam met Jesus gaan deurbring. En daar die Jode verder het hulle gemurmureer, en daar sê hy pront uit vir hulle in vers 48, ek is die brood van die lewe. Vers 47 sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe, want ek is die brood van die lewe. So dadelik, daar dui hy baie duidelik aan, dat Jesus Christus is die brood van die lewe, en dat ons hom saam met hom die ewige lewe gaan hê, en waar hy reeds al van die nagmaal praat van as die brood van die lewe. Hy praat nog nie van die nagmaal daar nie, maar daar is 'n baie duidelike teken wat terugwys na die brood van die lewe. En verder is dit net, as jy verder lees, jy kan die hoofstuk klaar lees, waar baie Jesus se disippels hom verlaat het, want hulle gesê, dit is te erg om hom te volg. En hulle het baie gemurmureer. Op die einde van die tyd het daar toe nou net die 12 oorgebly, wat dan nou Jesus gevolg het tot die einde toe. Vrolike dag vir jou verder.